Vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat die Here vir ons deur nog 'n donker en onbekende nag gedra het. Ons eer die Here vir sy instandhoudende genade en ons dank hom en ons loof hom en ons prys sy wonderlike naam dat hy ook vanmôre dit goed gedink het om ons op te wek, om 'n nuwe dag tot ons lewens toe te voeg en ons kan vanmôre met groot vrymoedigheid sê, loof die Here o my siel en alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Nou vriende, vanmôre gaan ons bietjie stil staan by Psalm 100, die opskrif daar 'n oproep om God te prys en u sal sien, dit is maar 'n boodskap wat volg op die 3 wat al reeds aan u gebring is. U sal onthou, ons het bietjie maandag begin praat oor die gedagte dat God gesê het, laat daar lig wees, die baie belangrike klem wat ons gelê het, ook in die geestelike lewe, dat daar duisternis in ons lewens is en God moet die verligting van sy evangelie in ons harte bring, sodat ons gered kan word. Ons het Dinsdag bietjie gekyk na die onderskeid tussen lig en duisternis. As 'n mens gered is, dan is ou se lewe anders, daar is 'n nuwe uitkyk op die lewe, 'n nuwe lewenspatroon, en dan kosbare voorbeelde wat ons vir u gister genoem het van mense wat in die duisternis vasgevang is, en dan hoe die Here hulle oorgebring het na sy wonderbare lig. Ons praat van die wedergeboorte. Nou gaan ons vanmôre, en as die Here ons spaar, ook môreoggend kyk na die gedagte van hoe 'n kind van die Here moet lewe, 'n oproep om God te prys, wat deel van ons aanbidding moet wees, hoe ons lewens nou moet inrig as kinders van die Here. Vriende, dit is nogal opvallend dat baie kinders van die Here, veral in ons dag en tyd, baie swartgallig is. Hulle is baie pessimisties, hulle sien glad nie die silwer rand by hierdie donker wolk nie. Hulle sien net die verkeerde wat gebeur en daar is murmurering, daar is opstand, daar is allerhande dinge in hulle harte wat broei. Wanneer hulle praat, is die gesprekke negatief. Daar word meer politiek gepraat as Bybel. En dit is vanmôre juis waaroor die boodskapie sal gaan, is om vir u te leer dat ons behoort nou aan 'n ander koninkryk. Ja, ons is op hierdie aarde en ons moet hier 'n verskil maak vir die Here, maar as kinders van God behoort ons nou aan 'n nuwe koninkryk, 'n ander koninkryk. Die Here Jesus self staan voor Pilatus en hy sê vir hom, as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my diensknegte vir my geveg het. Maar my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, en daarom sê die Here vir ons, ek gaan hom vir julle plek te berei. Paulus praat baie duidelik dat ons burgerskap is in die hemele, van waar ons verwag ons verlosser en saligmaker Jesus Christus. So, kom ons kyk, hoe kan ons die Here nou loof en prys? Hy wat ons oorgebring het van die duisternis na sy wonderbare lig. En Psalm 100 is vir ons so pragtige, kosbare psalm om ons te help ook hierin. Daar bestaan 'n psalm by die lofoffer en dan juig voor die Here o ganse aarde. Nou hierdie lofoffer, vriende, vind ons daar in Levitikus, die 7de hoofstuk. Dit was gewoonlik saam met die dankoffer gebring en dit was deel van die aanbidding van die volk. En dis presies wat die Here vir ons wil leer. Aanbidding moet iets wees waar daar blydskap en vreugde en dankbaarheid en opgewondenheid in my hart is. Ons kan nie in die teenwoordigheid van die Here gaan asof ons slagoffers is nie. Vriende, ons is begenadigdes van hierdie wonderlike God, wat ons uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Ja, ons almal gaan deur verskillende situasies, omstandighede, hartseer, pyn, droefheid. Maar vriende, wanneer ons dink aan die Here, wanneer ons in sy huis kom, moet daar 'n outomatiese dankbaarheid in ons harte na vore kom, omdat hy goed is, omdat hy genadig en barmhartig is. So in die eerste plek sien ons dat by die volk Israel, by hulle aanbidding en by hierdie offers wat hulle gebring het, voor die Here gejuig het en hom geloof en geprys het. Waarom? Omdat hy hulle God is. Hy het hulle geskape. Vers 2 sê vir ons, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel. Vriende, ons blydskap is nie gekoppel aan ons omstandighede nie. Die apostel Paulus in Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Omstandighede verander, maar God bly onveranderlik. Daarom sê Nehemia ook vir die volk, daar in Nehemia 8 vers 11, dat die blydskap in die Here is hulle beskutting. U sal onthou, hulle het in baie moeilike omstandighede geleef, daar was baie probleme gewees in daardie tyd, en Nehemia het gehelp om die mure te herbou en die deure in te sit in hierdie mure wat vervalle was. En hy kom na die volk en hy sê vir hulle, onthou net een ding, al is die werk moeilik, al is die taak groot, die blydskap in die Here is julle beskutting. En dis wat ek vanmôre vir jou wil vra, as jy van die duisternis oorgebring is na die wonderbare lig, onthou om in die Here jou te verbly. Omstandighede verander, mense kom en gaan, vriende, dinge gebeur met ons. Maar as ons konstant daaraan dink dat die Here die grootste wonderwerk aan ons siele kom doen het, om ons uit die koninkryk van Satan te haal en in sy koninkryk te plaas, dan het ons rede tot blydskap. En dan dien ons die Here ook
met blydskap. Daar is 'n opgewondenheid in ons harte as ons aan hom dink. En dan sê die Bybel vir ons, kom voor sy aangesig met gejubel. Daarom sal u ook sien, ek lees vir u gereeld 'n halleluja lied of 'n psalm of 'n gesang of een of ander lied, want u sien in hierdie liede is daar wonderlike gedagtes oor hoe om God te loof en te prys en hoe om voor sy aangesig te kom met gejubel. Het is nie verkeerd om in die môre 'n psalm of 'n gesang te sing en 'n lofpsalm te sing en te sê, Here, ek dank U en ek wil voor U aangesig vanmôre verskyn met 'n gejubel in my hart, met 'n dankbaarheid, met 'n opgewondenheid, omdat U vir my goed is, ver bo die maat. Maar die pragtige halleluja liedjie sê, ons moet ons seëninge tel, een vir een, en ons sal verbaas wees oor wat God ons skenk. En daarom pleit ek by jou, dat as jy in die môre stil word voor die Here, of vanaand stil word voor die Here, of by die huis van die Here kom, dat dit nie vir jou 'n droewige geleentheid sal wees, of 'n pligspleging waar jy iets moet doen, om tog net dit af te handel nie. Maar dat daar hierdie opgewondenheid, hierdie blydskap, hierdie juiglied in jou hart sal wees, omdat God vir ons goed is, en hy is goed vir ons ver bo die maat. Ag, ons gaan môre 'n bietjie verder kyk in hierdie psalm, waar die psalmdigter sê, erken dat die Here God is, hy het ons gemaak en ons is syne. En ons sal 'n bietjie môre daarna kyk, maar ek wil begin deur vir u te sê, kom ons dink bietjie vandag oor hierdie gedagte. Juig het voor die Here, omdat hy my uit genade gered het, dien ek die Here met blydskap, kom ek voor sy aangesig met gejubel. As jy vanmôre sê, ja, wil ek jou vra, groei daarin. Ag vriende, 'n groei in hierdie dankbaarheid. As jy vanmôre sê, nee, dis nie deel van my lewe nie, dan pleit ek by jou om tog vir die Here te vra, verander my hartsgesindheid, verander my uitkyk op die lewe, sodat ek kan leer om U te dien met vreugde en blydskap. Ek gaan vir u Psalm 100 net lees, om jy af te sluit hier die psalmbundel. Pragtige lied wat sê, juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer, kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Die Here is God, erken dat hy 'n eie volk vir hom berei, 'n volk om hom te dien en vrees en skape van sy wy te wees. Gaan deur sy poorte in met lof, sê die 3de vers, met lofsang in sy tempelhof. Kom in sy huis, o bondsvolk saam, verhef sy lof en prys sy naam. Die laaste ou versie sê, want goedertieren is die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer. Sy trou en waarheid hou hul krag tot in die laaste nageslag. Vriende, my oproep vanmôre vir jou, as jy vanuit die duisternis oorgebring is na die wonderbare lig van die Here, pleit ek by jou, dat jy die Here sal dien met blydskap, dat jy voor sy aangesig sal kom met gejubel, en dat jy hom sal eer en dien, as die ewige God, die God van Abraham, Isak en Jakob, die een wat gesê, kyk, ek maak alles nuut. Vriende, baie seën, groete, mooi dag vir u verder, tada.